Hallo daar. Ek is Wynand Besuynhout, 'n ingenieur vir Meerkat Solar hier van Standerton af. Ek plaas 'n paar video's op ons webwerf, growmachines.co.za, om jou bietjie te vertel en leiding te gee oor sonkragstelsels. Weerkrag en swak elektrisiteitsvoorsiening is besig om ons op ons knieë te bring. Baie van ons besighede is reeds onderdeur. In 2013 was my eie besigheid ook 'n slagoffer. Dit gaan nie beter word tensy ons self iets daaromtrent begin doen nie. Ons weet die skrif is teen die muur vir Eskom en die munisipaliteite. Steenkool se tyd is beperk en dit is vuil energie. Ons moet nuwe energiebronne kry. Ramaphosa se pel, Putin, is besig met ander lelike dinge. Hy gaan nie meer vir ons Iran kernkragsentrales bou nie. Fisie kernkrag gaan nog dekades vat voor dit vervolmaak gaan word. Thorium kernkrag bied hoop vir oor 'n dekade of 2 en hooplik skrik ons regering wakker en sit 'n bevoegde taakspan op die tegnologie. Solar tegnologie het ongelooflik verbeter die laaste 5 jaar. Sonkrag is nou offisieel heelwat goedkoper as Eskom krag. Jy spaar as jy jou huis of jou besigheid met sonkrag voorsien. 'n Solarstelsel betaal homself af binne 'n paar jaar en daarna is dit basies gratis vir die res van die lewe van daai toerusting. Kyk na hierdie video's asseblief en maak dan jou besluit of jy nog steeds hoop het dat ons regering jou elektrisiteitsprobleme gaan uitsorteer en of jy self iets daaromtrent gaan moet begin doen. Kom ons maak van vandag af 'n positiewe verskil. Die ware impak van beerdkrag en swak elektrisiteitsvoorsiening is fenomenaal en baie groter as wat ons werklik besef. Ons besef eers hoe groot die impak is as ons dit begin kwantifiseer. Met ander woorde, waarde daaraan heg. As ons kyk na 'n tipiese dag in ons lewens, kan ons dit analiseer. Ek analiseer dit op 2 maniere, met 'n moermeter en 'n morsmeter. Ons bly hier op 'n plaas. Ek dink dit is hier nog erger as by jou, want eerstens het ons 'n kraglyn wat nie deur die munisipaliteit onderhou word soos dit moet onderhou word nie en gevolglik baie onbetroubaar is. Dan het ons Eskom beerdkrag soos die meeste mense in Suid-Afrika en dan het ons munisipaliteit besluit hulle wil Eskom nie betaal nie. Standerton korrupsie is gereeld op die nuus en gevolglik sit die gemeenskap met nog beerdkrag wat deur die munisipaliteit ook toegepas word. Nou ja, in die aande slaap ons. Krag affekteer ons nie so sleg nie, behalwe dat jy nie ligte het nie en jy nie jou warm kombers in hierdie koue plek kan gebruik nie. Maar ons sal oorleef. Dis 'n frustrasie. Dan staan jy 5 uur op, dis yskoud. Jy wil gou deur die stort spring. Jy maak die kraan oop, geen water nie. Nog frustrasie. Gelukkig bly ons op 'n plaas, so ons kan nog die pomp gaan start. Dan gaan jy maar uit in die koue en staar die pomp. Die K-lyn is alweer af. Van gister af. Elke tweede dag se storie. Nog frustrasie. Nou moet ons eers die kragopwekker gaan start en check dat daar petrol in is. Hopelik is daar nog petrol. Die kragopwekker is nogal swaar op brandstof en teen R26 per liter is dit nie meer speletjies nie. Ons kan hom nie die heeltyd laat hardloop nie. Geld by die venster uit. OK. Die kragopwekker start.
Nou moet ek die pomp gaan start. Daar is hy. Nou gaan ek lekker stort. In die huis in. Klim in die stort. Water is koud. Nog frustrasie. Krag is van gister af. Ok, nou voeltjie bad ons maar. Teen die tyd is almal se dag al omgekrap en de moeren van mekaar. Ons sal maar net baie deodorant op ons spuit. Nog frustrasie. Ons het nou maar lankal al vir ons 'n gasstoof gekoop, dat ons ten minste koffie kan drink. Die gas word ook al hoe duurder. Dis nog geld by die venster uit. Half aangetrek in die donker, tande geborsel. Nou moet ek eers die kragopwekker in die pomp gaan afsit. Ek klim in die kar, kom by die hek, en nou wil hy nie oopmaak nie. Battery pap. Gelukkig kan hy manual oopmaak, maar dis nog frustrasie. Ok, ek is nou laat vir werk. Nou moet ek jaag en hoop die spietkops vang my nie. Ek kom in die dorp, 7 uur, dis beerdkrag. Die robotte is af. Helfte van hulle werk nie. Dis mal in die strate. Ongeduldige mense, botsings, en dan moet ons uitswaai vir die potholes en hoop ons ry nie in iemand anders vas nie. Nog frustrasie. Ek kom by die werk, beerdkrag. Die computers is af. Die UPS se batterye is ook al pap. Nog frustrasie. Dis nou al my 4de UPS wat ek moes koop. Nog geld by die venster uit. Die werkers staan. Die masjiene het nie krag nie. Nog geld by die venster uit. Ons het 2 beerdkragbeurte vandag in werkstyd. 4 uit die 9 ure kan ons niks doen nie. Miskien moet ons 'n groot kragopwekker kry. Nog geld by die venster uit. Dis vrek duur en die diesel kos 2 keer so duur soos Eskom krag. Nog geld by die venster uit. So vir 44% van die dag moet ons dubbelprys betaal vir krag of ons moet staan. Simon melk op die plaas. Die krag is af, die melkmasjien is af en Simon staan. Nog geld by die venster uit. 9:30 kom die krag aan. Dit moes al 9 uur gewees het. Nog frustrasie. Met die oorskakeling het my CNC masjien getrip. Die werkstuk is vernietig en ek moet die 4 ure job oorbegin. En 12 uur is daar weer beerdkrag. Nog geld by die venster uit. Die K-lyn is daarom nou weer aan na 18 ure. Baie frustrasie. Nou moet ek bel, laat Simon eers die pomp start. Nog geld by die venster uit. Uiteindelik is dit chai laat tyd. Ons het dieselfde frustrasie op die pad. Kom by die plaas aan, dis 5 uur. Beerdkrag. Ons is honger. Ons wil kos maak. Laat ek die kragopwekker maar weer start. Nog geld by die venster uit en nog frustrasie. Klaar geëet in die donker, petrol is te duur en die kragopwekker gaan nie vir altyd hou nie. Ek wil gou iets 3D print vir môre. Werk 'n uur en kry hom aan die gang. Dis Augustus, die wind waai, die gras is droog, ons ruik rook. Daar is so rooi gloed buite. Die plaas brand. Dis chaos. Ons laai die brandspuit en gaan tank toe. Kom by die tank, o frek, die water is klaar en die krag is af. Frustrasie en paniek. Hardloop en staar maar weer die kragopwekker. 4 gewen. Dis 9 uur. Ons ruik soos rook,
en ons oë brand. Die krag is daarom aan. Daarom kan ek stort in lou warm water. Die 3D print was 'n fyl. Nog geld in die water. Nou is ek goed gatvol. So erg ek bid omtrent dat ek net die rugby game vanaand kan kyk. Man, dis te lekker. Nou is dit halftyd. Krag is weer af. My moermeter in die rooi. Gaan kwantifiseer nou die verliese wat jy elke dag ly as gevolg van beerdkrag. Jy sal op jou rug val. Bietjie maak baie. Glo my, dis duisende rande wat ons verloor. Kyk bietjie hoe affekteer dit jou gemoedstoestand. My moermeter was omtrent elke dag rooi, tot ek 'n sonkragsisteem geïnstalleer het. Nou is my moermeter groen. My familielewe is baie beter en ek kan die dinge doen wat ek graag wil doen. My morsmeter is ook nou groen. Ek spaar baie geld. Sit vir jou huis sonkrag in. As jy 'n nuwe huis bou, beplan van die begin af vir 'n sonkragstelsel. As jy op 'n plaas bly, moenie honderde duisende rande gaan spandeer op kraglyne en transformers en sulke tipe goed nie. Gaan vir goud en gaan vir sonkrag. Spaar op die kapitaal, spaar op jou tariewe en spaar op jou lynkostes. Nou, net hoe groot solarsisteem benodig jou huis of jou besigheid? Om die grootte te bepaal van 'n solarsisteem, kyk ons na 2 faktore. Maksimum aanvraag en die hoeveelheid elektrisiteit wat ons huis of besigheid gaan gebruik, gemeet in kilowattuur vir elke dag. Maksimum aanvraag is die som van al die toestelle se elektrisiteitsgebruik in kilowatt, wanneer daar 'n maksimum hoeveelheid toestelle gelyk gebruik word. Ons kan dit fisies meet deur 'n moniteringstelsel op die hoof DB te installeer vir 'n tydperk, of ons kan 'n ondervinding gebaseerde beraming maak, gebaseer op die toestelle wat daar in jou huis of besigheid is. Maksimum aanvraag bepaal die inverter se grootte in kVA. Die kilowattuur gebruik is die hoeveelheid elektrisiteit gemeet in kilowattuur eenhede wat jou huis of besigheid sal gebruik in 1 dag. Kilowattuur bepaal hoofsaaklik hoeveel sonpanele ons moet installeer. Ons kompenseer vir bewolkte dae deur 'n ekstra kapasiteit in die stelsel in te ontwerp om te kan voorsien in beide maksimum aanvraag en kilowattuur. Daar is 'n fyn balans tussen die hoeveelheid panele, die inverter se grootte en selfs die batterye se grootte, wat ons so bes moontlik probeer handhaaf in die ontwerpproses. Ons kan 'n volledige lasprofiel vir jou huis of jou besigheid kom doen. Ons doen dit oor 'n tydperk van 2 weke deur 'n toestel in die hoofdistribusiebord te installeer. Daar sal wel 'n koste wees om hierdie analise te doen. As jy Wi-Fi beskikbaar het by die DB, kan ons 'n real-time analise vir jou kom doen. Neem kennis dat ons huidiglik toestelle ontwikkel wat ons dan ook te koop sal aanbied vir die van julle wat julle eie navorsing wil doen of net julle gebruik wil monitor. Natuurlik bepaal jou begroting ook hoe groot solarsisteem jy kan installeer en bekostig. Jy kan kleiner begin as wat jou normale maksimum aanvraag is, maar dan gaan jy lasbestuur moet doen, soos ek verduidelik het in die video. Dit is ook moontlik om dan net 'n gedeelte van jou huis of besigheid met solarkrag te voorsien. Ek dink die belangrike ding is dat mense iewers begin en dat daar voorsiening van die begin afgemaak word vir uitbreiding deur middel van modulêre solarsisteme. Prys word bepaal deur die grootte van die inverters wat die kVA maksimum aanvraag bepaal,
die sonpaneelskikkings, wat die kilowatt peak en die opgewekte kilowattuur bepaal, en dan die batterijkapasiteit wat die gestoorde kilowattuur bepaal. Ons bied verskeie opsies in terme van sonkragstelsels. UPS, dit is 'n stelsel sonder panele. Dis die skakel beerdkrag uitstelsel. Starterstelsel, dis 'n stelsel met die minimum aantal panele wat die stelsel benodig om te kan funksioneer. Jy kan uitbrei op die stelsel later deur meer panele by te sit. Dit is tipies die goedkoop stelseltjies wat jy sal sien in al hierdie advertensies wat lyk of dit so goedkoop is. In die geval word die inverter nie tot sy volle potensiaal gebruik nie. Dit is die spaar 'n bietjie Eskom kragstelsel en oorleef beerdkrag net stelsel. Die budgetstelsel, dit is 'n stelsel met 'n aantal panele wat dieselfde hoeveelheid kilowattuur sal gee as wat jou kilowattuur behoefte is. Dit is die oë-toeknyp stelsel wanneer dit bewolk is. En ek dink die beste stelsel dan is die off-grid stelsel. Dit is 'n stelsel met meer panele as wat jy regtig nodig het. Die stelsel is oorontwerp om vir bewolkte dae ook te kompenseer en sal vir jou meer kilowattuur gee as wat jy regtig nodig het. Dit is die gerieflike stelsel. In die grafiek kan jy 'n aanduiding kry hoeveel die verskillende stelsels min of meer sal kos. Neem kennis. Pryse kan heelwat verskil afhangend van wat jou voorkeure is op die maak, inverters en batterye wat gebruik moet word. Daar sal ook 'n verskille wees tussen enkelfase en driefase stelselpryse. Driefase stelsel is gewoonlik 'n bietjie duurder. Ons sal vir jou 'n kwotasie kom doen en gaan vir jou ten minste 2 opsies gee. Maar neem kennis, ons probeer altyd om vir jou eerder te kwoteer op 'n off-grid stelsel wat jou van die begin af in 'n bevoorregte posisie sit. As jou begroting dit nie toelaat nie, kan ons veranderinge maak in die hoeveelhede panele, batterye of inverters wat by jou begroting sal pas. Wat ook al die geval is, sal ons altyd probeer om jou te kwoteer op 'n stelsel wat vir jou maksimum waarde vir jou geld sal gee. Sê vir ons wat is jou begroting en kom ons kyk wat die beste oplossing is wat binne jou begroting gaan pas. Betaal dit om 'n solarstelsel te installeer? My antwoord uit eie ondervinding is, dit betaal jy op verskeie maniere, of jy dit nou vir jou huis of vir jou besigheid gebruik. Die solarpanele se lewensduur is tot 25 jaar en selfs meer. So kom ons werk op 'n 25 jaar kontantvloeibasis. In jaar 0 moet jy die aanvangskapitaal uithaal. Van jaar 1 af spaar jy jou aansluitingsfooi en jou elektrisiteitsgebruik elke jaar vir die volgende 25 jaar. Dit betaal die kapitaal vir jou terug. Afhangend van hoeveel die stelsel gekos het, sal die terugbetalingstydperk enigiets van 3 tot 8 jaar wees. Dan is jou krag feitelik gratis. Lekker. Hier by jaar 7, 8 en 9 kan jy verwag dat jy dalk die inverters moet begin vervang. So dan kos dit weer 'n bietjie onderhoudskapitaal. Maar jy maak daai jaar nog steeds 'n besparing. Die besparing akkumuleer jaar op jaar. Die batterye is gewaarborg vir 10 jaar, maar die leeftyd word beraam op tussen 15 en 20 jaar. Kom ons sê jy vervang die batterye op 15 jaar. Dan is daar weer onderhoudskapitale uitleg. Maar daar is nog steeds 'n besparing. Die 3 jaar daarna vervang jy dalk weer inverters. In die grafiek trek ek die onderhoudskapitaal van die besparing af. Die akkumulerende besparing oor die 25 jaar siklus is veelvoudig meer as wat jou aanvanklike kapitaal is. Dit kan 3 keer, 4 keer tot selfs 5 keer of 6 keer meer wees afhangend van jou spesifieke situasie. Daar is baie ander besparings wat jy gaan maak oor die 25 jaar.
Kom ek noem 'n paar. Jy gaan spaar op kragopwekker brandstof en onderhoudkoste, want jy gaan nie meer beerdkrag hê nie. Jy gaan besparings hê op die vervanging van elektriese toestelle, soos byvoorbeeld jou yskaste of byvoorbeeld jou 3-fase boorgatpomp, wat nie meer geaffekteer word deur swak kwaliteit netwerkkrag nie. Jou besigheid gaan vir 'n slag ten volle kan funksioneer. Jou werknemers en jouself sal heeldag kan werk met krag. Wat is die ware impak wat beerdkrag en onbetroubare munisipale netwerke op jou besigheid het? Wel, dit het my besigheid gesink in 2013. Ek het 1,2 miljoen rand verloor in die proses. Dit sou my net 200.000 rand gekos het om 'n solarsisteem op te rig. As ek dit maar net geweet het, en as sonkrag daardie tyd maar net so bekostigbaar was as wat dit vandag is, dan sou daai bootjie dalk nooit gesink het nie. Ek weet van 'n paar ander besighede wat ook hulle deure toegemaak het as gevolg van krag. Ek gaan nie eers praat oor die frustrasies wat beerdkrag en kragonderbrekings veroorsaak het nie. Jy weet hoe dit jou affekteer. Neem kennis. Daar is maniere om jou kapitale uitleg te verminder. Die geld wat uit jou sak uitkom. Gaan praat met jou boekhouers oor die sonkragprojek asseblief. Eerstens kan jy jou 15% BTW terugeis as jou besigheid vir BTW geregistreerd is. Tweedens kan jy ook 28% belastingrabat terugeis. Nou dit is tot 43% wat jy in totaal kan terugeis. Dit beteken dat 'n R350.000 sisteem jou eintlik net R200.000 uit die sak uit gaan jaag. As jy dit kan doen, word die terugbetalingsperiode nog korter en kan so min as 2 jaar wees. So, wanneer is 'n besigheid 'n goeie besigheid? My pa het altyd gesê, 'n besigheid is 'n goeie besigheid wanneer hy homself terugbetaal in minder as 3 jaar. Sonkrag is 'n goeie besigheid en 'n goeie belegging. Ek dink ons is beter as dit, mense. Die impak wat ons regering se onkapasiteit op ons persoonlike lewens en ons besighede het, is fenomenaal. Dit is tyd dat ons die invloed begin uitfaseer uit ons lewens uit en onafhanklik raak. Moenie dat jou bootjie ook sink nie. Begin vandag en kontak ons om vir jou 'n kwotasie te kom doen en 'n plan voor te stel om jou huis of jou besigheid op solarkrag te kry.